Goeiedag en welkom by hierdie week se Woensdag Woord. Ek hoop dat jy 'n baie geseënde Paasnaweek gehad het, dat jy sommer lekker gerus het en dat jy weer reg is vir die nuwe kwartaal wat afskop, vir alles wat gebeur by die werk en in jou persoonlike lewe. Ons gaan vandag 'n bietjie stil staan by die woord van die Here en dit is vir my so amazing om elke keer net te sien dat die woord van die Here ontmoet ons daar waar ons is. Dominee het laasweek genoem dat die woord van die Here verander nie, maar ons as mense verander dikwels en dis so amazing dat ons elke keer kan terugkeer na die konstante woord van die Here toe, waar ook al onsself bevind, daar praat die Here met ons deur sy woord. Nou, ek wil vir jou lees uit Lukas 22 uit. Nou, ons gaan 'n bietjie teruggaan na gebeurtenisse voor die Paasnaweek, net voor die Paasnaweek, waar Jesus 'n waarskuwing aan Petrus gee, maar waar hy hom ook eintlik bemoedig. Hierdie gebeur net voordat Petrus vir Jesus verloon, die baie bekende gedeelte. Ek lees vir jou graag uit Lukas 22 van vers 31 af. Jesus praat met Petrus en hy sê vir hom die volgende: Simon, Simon, kyk, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal kan wankel nie. En wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Ek lees net daardie gedeeltetjie. Nou, ons almal weet baie oor die karakter van Petrus in die Bybel. Hy was 'n baie passievolle mens. Hy het vir Jesus gesê, hy sal enigiets vir hom doen. Hy sal vir hom sterf en saam met hom gaan. En toe die eerste geleentheid opkom, wat het Petrus toe gedoen? Toe verloon hy vir Jesus. En ons sien weer later, veral in Johannes 21, hoe Jesus weer vir Petrus herstel in sy amp. Hoekom lees ek hierdie gedeelte vandag vir jou? Ons is mos nou verby Paasfees en dis nou die nuwe tyd. En hoekom lees ek dit vandag vir jou? Dalk bevind jy jouself vandag op 'n plek van Paasnaweek is verby. Dalk was jy selfs Vrydag en Sondag in die kerk gewees en jy het die goeie nuus, die evangelie van Paasfees gehoor, dat Jesus gekruisig is, gesterf het vir ons sondes en dat hy nie net daar gebly het nie, maar dat hy opgestaan het uit die dood uit, dat hy die dood oorwin het. En dalk het jy dit gehoor en was jy bemoedig, maar jy sit weer vandag by die werk. Jy sit weer vandag in jouselfde omstandighede, dieselfde probleme, dalk jouselfde sonde waarmee jy al vir jare mee sukkel. En jy vra maar, wat is die effek hiervan, van Jesus se opstanding, van Jesus wat gesterf het vir my sonde? En dan wil ek jou herinner aan hierdie woorde van Jesus aan Petrus in Lukas 22, waar Jesus het geweet Petrus gaan hom verloon. Jesus het geweet Petrus gaan sonde doen, Petrus gaan droog maak. En dan sê Jesus vir Petrus, ek weet die duiwel is daarop uit om jou te kry, maar ek, Jesus, het persoonlik vir jou, Petrus, gebid. Nou, ek seker Jesus het ook vir die ander disippels gebid, maar hy staan hier so stil by Petrus en hy sê vir hom, hoorie maar Petrus, ek het aan jou persoonlik gedink. Ek het gebid dat jou geloof versterk mag word. En dit is my gebed ook vir jou en vir myself in hierdie tyd. Mag ons onthou dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat hy die sonde oorwin het in ons lewens en dat ons in daardie opstandingskrag mag lewe. En ten spyte van ons sonde, ten spyte van die uitdagings wat ons ervaar, weet ons dat Jesus persoonlik vir ons bid. Petrus was eers 'n ruk na Jesus se opstanding was hy herstel as 'n disipel van die Here en het die Here hom weer uitgestuur. En ek dink dalk in daardie tussenin tyd voordat Jesus weer aan Petrus verskyn het, was Petrus dalk onseker geweest. Het Petrus dalk baie vrees gehad. Ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie, maar as ek myself in Petrus se skoene moes plaas, dan sou ek waarskynlik bang en onseker geweest het. En Jesus het al reeds voordat hy gekruisig en opgestaan het vir Petrus gesê, Petrus, ek bid vir jou. Want daardie selfde krag wat vir Jesus uit die dood uit laat opstaan het ook vir Petrus bemagtig om in te gaan in die wêreld en om mense van die Here te vertel, om sterk te staan. Nie omdat Petrus self sterk was nie, maar omdat Jesus sterk is. En daarom kan ons ook in hierdie week na Paasfees, kan ons ook sterk staan, kan ons ook volhard in ons geloof, nie omdat ons sterk is nie omdat ons omstandighede altyd goed is nie, maar omdat ons weet, Jesus Christus, die Seun van God, wat opgestaan het uit die dood. Daardie Jesus bid vir my en vir jou, en hy dra ons deur waar ook al ons gaan, en hy sal ons help om te volhard in ons geloof. Kom ons sluit die oë, en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U ons ken, dat U
Ja, die dieptes van ons hart ken. Here, dat U weet presies waarmee ons sukkel. Dat U ons sonde ken, dat U dit verstaan. Here, maar dat U nog steeds vir ons bid. Here, selfs al weet U wat ons gaan doen nog in die toekoms, bid U steeds vir ons en staan U in vir ons. Here, help ons om te volhard in geloof. Here, help ons om in die areas van ons lewens waar ons swak is en waar ons sterk is, Here, om terug te draai na U toe. Here, om op U krag, op U opstandingskrag te vertrou. Here, help ons om in hierdie nuwe week in U opstanding te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n fantastiese week hê. Mag jy onthou dat die Here werklik opgestaan het. Amen.